Goeiemôre, ons gaan vandag aandag gee aan veranderlike koste, vaste koste en die gelykbreekpunt. Veranderlike koste is die uitgawes in die vervaardigingsproses wat toeneem wanneer meer produkte vervaardig word. Die direkte materiaal en direkte arbeid sal toeneem wanneer ons die produksie verhoog, want dan word meer materiaal gebruik en meer arbeiders word benodig om die produkte te vervaardig. Wanneer die produksie toeneem, moet meer goedere verkoop word. Dit beteken dat die verkoopsuitgawes ook sal verhoog om hierdie addisionele produkte te verkoop. So jou veranderlike koste bestaan uit direkte materiaal, direkte arbeid en verkoopsuitgawes. Wat is die vaste koste? Dit is die koste wat dieselfde bly ongeag hoeveel artikels vervaardig word. So as jy meer of minder vervaardig, sal dit nie invloed hê nie. Die administratiewe uitgawes gaan nie daardeur beïnvloed word of jy 1000 of 1400 eenhede vervaardig nie. Die fabrieksbokoste, die huur, versekering, waardevermindering ensovoorts sal nie met die verandering van eenhede verander nie. Wat is gelykbreekpunt? Dit is die aantal eenhede wat vervaardig moet word sodat geen wins of geen verlies gemaak kan word nie. Indien die eenhede vervaardig word as die gelykbreekpunt, sal 'n wins gemaak word. Indien minder eenhede vervaardig word as die gelykbreekpunt, sal 'n verlies gemaak word. Elke onderneming moet sorg dat hulle meer vervaardig as die gelykbreekpunt sodat hulle 'n wins kan maak. Die volgende inligting is van flashy produkte verkry wat noodtoerusting vir groot maatskappye produseer. Die veranderlike koste gee hulle vir ons as direkte materiaal, direkte arbeid en verkoopskostes. Die vaste koste per eenheid is jou fabrieksbookostes en administratiewe uitgawes en dan gee hulle vir ons die verkoopsprys per eenheid. Die hoeveelheid eenhede wat in 2015 vervaardig is 250 en die 180 eenhede is gedurende Augustus verkoop. So dit beteken, ons het nie alles wat ons vervaardig het in Augustus verkoop nie, ons het net 180 van die 250 produkte verkoop. Wanneer ons die gelykbreekpunt in eenhede vervaardig moet bereken, gaan ons kyk na ons totale vaste koste, so ek gaan al my vaste koste bymekaar tel en vermenigvuldig met 250 om te bepaal wat was jou totale vaste koste. Die veranderlike koste bestaan uit direkte materiaal, direkte arbeid en administratiewe uitgawes en dit gee vir my 6100. Die verkoopsprys per eenheid was 9400. As ek die gelykbreekpunt wil bereken, neem ek die vaste koste en deel dit deur die verkoopsprys per eenheid min veranderlike koste per eenheid. So die vaste koste is 363.000 wat ons nou net bereken het. Die verkoopsprys per eenheid het hulle vir ons gegee as 9400. Die veranderlike koste per eenheid het ons bereken as 6100. So dit beteken ons kan nou die totale vaste koste deel deur die verkoopsprys min die veranderlike koste per eenheid en dit gee vir my 110 eenhede. Die gelykbreekpunt is dus 110. As hulle minder as 110 eenhede vervaardig, gaan hulle 'n verlies maak. As hulle begin om meer as 110 eenhede te vervaardig, gaan hulle wins maak. So dit is die punt wat bepaal wat jy ten minste moet doen net om jou onkoste te dek. Die aantal eenhede wat vervaardig moet word om die gelykbreekpunt te bereik is 110. As hulle minder as 110 vervaardig, gaan hulle nie wins maak nie. Die maatskappy vervaardig tans 250 eenhede, so dit beteken hulle maak wins want hulle vervaardig baie meer eenhede as die gelykbreekpunt. Hulle het egter net 180 eenhede van die 250 wat vervaardig is verkoop. 'n Wins word gemaak en daar is voldoende voorraad voorhande, want hulle vervaardig genoeg en daar's genoeg voorraad om te verkoop. 'n Mens moet net versigtig wees om nie te veel te produseer nie, aangesien die koste van opberging en versekering kan verhoog, wat kan lei tot diefstal en beskadiging. So hulle moet of hulle verkope verhoog
of hulle met hulle vervaardiging bietjie verminder, maar op die oomblik is daar 'n baie groot verskil tussen die hoeveelheid produkte wat vervaardig word en die hoeveelheid eenhede wat verkoop word. Wat het ons vandag geleer? Veranderlike koste verhoog indien die aantal eenhede vervaardig vermeerder. Vaste koste bly dieselfde ongeag die hoeveelheid wat vervaardig word. Die gelykbreekpunt is bereken om te bepaal hoeveel eenhede in die besigheid vervaardig moet word om gelyk te breek, sodat hulle nie 'n wins of 'n verlies maak nie. Dit is die aantal eenhede wat vervaardig moet word, sodat jy seker is dat jy nie 'n verlies maak nie. Die besigheid moet verseker dat daar meer eenhede vervaardig word as die gelykbreekpunt, sodat 'n wins gemaak kan word.